Ek het verlede week begin spesifiek met 'n reeks oor die verhouding tussen sonde en siekte. En ek wil hierdie week met jou praat oor die tema 'n wortel van bitterheid. Daar in Hebreërs 12 vers 14 en 15 lees ons hierdie woorde: jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van die God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Let op daardie woorde, dat daar geen wortel van bitterheid opskiet nie. Nou in hierdie reeks wil ek baie duidelik jou probeer laat onderskei en laat verstaan of en wanneer is daar 'n verband tussen siekte en sonde. Siekte en smart is deel van ons sondige, gebroke wêreld. Dit beteken nie dat elke siekte met 'n sonde verbind kan word nie. Maar alle siektes is wel indirek die gevolg van die sondeval. As daar geen sonde was nie, as Adam en Eva daar in die tuin van Eden nie gesondig het nie, sou daar geen siektes gewees het nie. Daar was geen siekte in Eden nie. Na die sondeval is siekte en smart ongelukkig ook deel van die gelowige se lewensbeker. Ons kan dit meestal nie vermy nie, maar ons moet ook eerlik wees en sê dat daar sekere smart en sekere siektes is wat mense oor hulle self bring. Dis byvoorbeeld 'n mediese feit dat 'n aansienlike persentasie van menslike siektes 'n emosionele of geestelike komponent het. Ons praat dan van psigosomatiese of pneumasomatiese siektes. Alhoewel die mens uit 3 komponente, gees, siel en liggaam bestaan, kan hierdie 3 komponente slegs onderskei en nie geskei word nie. Wat in die gees of in die siel van 'n mens skeefloop, het 'n effek op jou liggaam en andersom. Mense siektes het dikwels 'n storie, 'n geskiedenis wat daar agter lê. In sulke gevalle sal mediese hulp net tydelike verligting bring voordat die siekte weer in 'n ander gedaante na vore kom. Dikwels is dit net die simptome wat medies onder beheer gehou kan word. Volkome genesing vind dikwels eers plaas wanneer die oorsaak geïdentifiseer en aangespreek is. 'n Voorbeeld hiervan is bitterheid en onvergewensgesindheid. Dis nie sonder rede dat die Bybel en Jesus self sê hoe belangrik dit is om mekaar te vergewe nie. Soveel mense wat siek is, loop rond met 'n sielsvernietigende onvergewensgesindheid in die hart. Die probleem met onvergewensgesindheid is dat dit as dit ware wortel skiet. Daarom praat die Bybel in Hebreërs 12 vers 15 van 'n wortel van bitterheid. Min dinge is meer selfvernietigend as hierdie emosie. Jou hele menswees word as dit ware stelselmatig vergiftig. Onvergewensgesindheid is toksies en verskeie siektes word direk met hierdie negatiewe emosie verbind. Dit verlaag onder andere jou weerstand teen siektes. Indien ek so wrok en bitterheid in my saamdra, is ek ook die een wat daaronder ly. In so 'n geval is ware genesing net moontlik as ek die keuse maak om waarlik te vergewe. Al is dit hoe moeilik, is dit die enigste antwoord. En ek en jy, waar dit nodig is, moet hiermee erns maak. Kom ons vra die Here om vir ons te help. Here, help my om erns te maak met vergifnis, sodat ek gesond kan word. Amen.